Die getuienis. Beginsels tot geestelike groei. Shalom, baie welkom by deel 10. Weet julle wat is so profound van deel 10 vandag? Ons het dit glad nie so beplan nie. Die Heilige Gees het dit so in ons harte gesê dat ons vandag moet gesels oor die 10de. Toe ek hierdie potgooi begin het, toe sien ek dit staan deel 10 en dit gaan oor die 10de. Daarom weet ek, vandag is dit 'n baie belangrike boodskap vir die kinders van die Here. Verlede week het ons gesels oor die saai en die maai en hoekom ons moet saai, want dit kom uit gehoorsaamheid teenoor die Here en omdat ons vir hom lief is, dat ons wil gee. Maar vandag gaan ons luister, hoekom is 10de dan so belangrik ook? Het julle geweet dat die 10de in die Bybel ver voor die wet al ontstaan het? Voordat Moses die wet ingebring het, het die 10de al bestaan. Wel, kom ons hoor wat sê Pieter daarvan. Jo, 10de, oei, dis 'n verskriklike onderwerp, hierdie. Nou ja, kom ons kyk eers, is dit nog van toepassing in vandag se tyd? Dis baie belangrik, want ja, die wet het in die Ou Testamente opgekom. Kom ons kyk eers, waar het 10de begin? Dis die eerste vraag, waar het 10de begin? So as ons kyk na Genesis 14, nou dis waar Abraham nog Abram was, en hy het Lot gaan uithaal by die koning wat hulle oorwin het, en hy gaan toe terug en hy gaan veg vir Lot en hy kry 'n paar goeders terug. En Melchisedek is ook daar om advies te gee. En hoor wat sê vers 18. En Melchisedek, die koning van Salem, wat 'n priester van God die Allerhoogste was, het brood en wyn gebring. Ja, okay, daar was die eerste nagmaal. Interessant, né? Dat Melchisedek nogals die nagmaal bring. Maar ons later praat oor die nagmaal. Vers 19. En hom geseën en gesê, geseënd is Abraham deur God, die Allerhoogste, die skepper van die hemel en die aarde. Vers 20. En geseënd is God, die Allerhoogste, wat u vyande in die hand gegee het. Toe gee hy, dit is Abraham, vir hom, dit is nou vir Melchisedek, 'n 10de van alles. Dit was nog nie wetties gewees nie, hy het vrywilliglik dit gedoen. Nou, interessant, maar kom ons hou maar net eers nog by die Ou Testament vir nou. So, nou kom ons by die volgende skrifvers wat almal gebruik en almal ken die gedeelte. Maleagi 3 vers 8 sê, mag 'n mens God beroof, want julle beroof my, en julle sê, waarin het ons u beroof? In die 10des en die offergawe. Ok, maar kom ons bly nog so 'n bietjie by die Ou Testament. Kom ons vind eers die volgende vraag is, maar wie moet die 10des ontvang, of wie die 10des ontvang in die Ou Testament? So in Numeri 18 vers 21, en kyk, ek gee aan die kinders van Levi al die 10des in Israel as erfdeel vir hulle dienswerk wat hulle verrig, die dienswerk van die tent van samekoms. So hier het hulle die 10des na die diensknegte toegebring, die wat diensknegte van die Here is, né? So nou is die volgende vraag, is dit net in die Ou Testament, of is daar iets in die Nuwe Testament? Want Maleagi is dan in die Ou Testament, dis nog onder die wet, en ons is nie meer onder die wet nie. Paulus sê ons is nie meer onder die wet nie. Dus ons nie meer onder die wet is nie, is 10de dan nog van toepassing? Wel, kom ons kyk, in Hebreërs 7, ek wil graag hê jy moet Hebreërs 7 gaan lees. Daar verwys hulle na Abraham, wat in Genesis 14 praat met Melchisedek. En interessant dat hulle in Hebreërs 7 verwys na Abraham, wat die 10des gegee het. Ok, maar kom ons kyk eers, wat sê Jesus omtrent die wet en die 10de? Maar kom ons vra eers die vraag. In die Ou Testament is die wet opgestel dat jy mag nie steel nie. So ek wil jou nou vra, omdat ons nou in die Nuwe Testament leef, of na die Nuwe Testament leef as nou tegnies raak, mag ons dan nou steel as ons kinders van die Here is? Die wet sê ons mag nie doodmaak nie. Mag ons nou in die Nuwe Testament eweslik doodmaak? So die vraag is net, is die wet vervang of is die wet verval? Het Jesus gekom om die wet weg te neem of het hy net gekom om die wet te verval? Net 'n vraag. Maar kom ons kyk, wat sê Jesus? In Matteus 5 vers 17, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar te vervul. Vers 18, want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan tot alles gebeur het nie. Vers 19, elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele.
maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemel. Vers 19 is 'n baie belangrike skrifvers. Ek dink ek wil net gou weer oorlees. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer. Hoeveel mense leer ons anderste of probeer ons anderste leer? Sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Eina. Vers 20. Want ek sê vir julle, dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, julle nooit die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. So ons moet beter kan lewe as die skrifgeleerdes en die fariseërs. Vers 21. Julle het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan, moet verantwoordelikheid doen vir wat reg is. Vers 22. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoordelik moet doen voor die gereg, en elkeen wat sy broer sê raka, moet verantwoordelik doen voor die grootraad. Elkeen wat sê jou dwaas, moet verantwoordelikheid doen in die helse vuur. Julle mense, hierdie is ernstig. Hierdie is baie ernstig. Maar, kom ons kyk nou, hoekom het Jesus gesê, die fariseërs, ons moet selfs beter wees as die fariseërs en die skrifgeleerdes, wat in Lukas 11 vers 42 sê dit, maar wee julle fariseërs, want julle gee tiendes van die kruisement en van die wynruit en elke groentesoort, en julle verwaarloos die reg en die liefde tot God. Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om ander na te laat. Liefde van God. Jy sien, toe ek met my vrou trou, of al leer ken en met haar trou, het sy haar maniere, kom ons sê, oud-testamenties gedoen, ek het my maniere oud-testamenties gedoen. Toe ons saamkom en saam getrou het, toe kom ons half in ons nuwe testament, ons nuwe lewe. Maar sy was nog steeds gewoond geweest om sekere dinge te doen, en ek was gewoond geweest om sekere dinge te doen. Maar omdat ek vir haar lief het ek aangepas by haar oud-testamentiese maniere van dinge doen. Ek praat nie van Bybels Oud Testament nie, ek praat van voordat ons by mekaar uitgekom het. En sy moes selfs met my ook doen, maar nie, moet nie, omdat ons mekaar lief het, was dit vir ons maklik om ons dinge te verander na die vorige maniere wat ons gewoond was aan. Nou, ek dink baie mense kan met hierdie saamstem. Party mense, stupid voorbeeld, party mans los die toiletseat op, party vrouens haat dit as die toiletseat op is. Dis klein goedjies wat ons moet aanpas om te leer doen vir mekaar. So dit is baie belangrik, wanneer het kom by tiendes, moet jy dit nie doen uit 'n dwang uit nie. Jy wil dit doen uit gehoorsaamheid en dankbaarheid. Wees dankbaar dat jy kan 'n tiende gee. En wees gehoorsaam aan die stem van die Here. So maar dan die volgende vraag is dan, in die Ou Testament het hulle vir die diensknegte van God die tiendes gebring. So aan wie moet jy jou tiendes betaal? Die maklikste vraag om te antwoord is, by wie kry jy jou geestelike kos? Daai diensknegt van die Here, dis aan wie jy die tiende moet betaal. En as ek nou kyk na die Levitiese tydperk, hulle het die tiende nie na die tempel toe gebring nie, maar tiende na die Leviete ook direk gegee. So jy kan het of by jou kerk gee, of aan 'n bediening, of 'n sendeling, by iemand by wie jy jou geestelike kos kry. Maar, dis ook, jy moet gehoorsaam wees aan die Here. Ons byvoorbeeld, ons kry ons geestelike kos by 'n ander plek, maar die Here het vir ons 'n opdrag gegee om ons tiende aan 'n ander dienaar van God te betaal. So, bid jy net en vra vir die Here, aan wie moet jy betaal? En natuurlik, die bedrag en die hoeveelheid, 'n tiende, vra vir die Heilige Gees, wat wil hy hê moet jy doen? Toe Pieter noem van Maleagi 3, het dit my so opgewonde gemaak, want wat verder in Maleagi 3 staan, is dat ons kan die Here toets daarin wanneer ons tiende saai. En omdat ons vandag tiende betalers is uit 'n blymoedige hart uit, nie uit gedwange gevoelens nie, uit 'n dankbare hart, en omdat ons vir die Here lief is, kan ons vandag hierdie skrif in ons lewe toepas en ons kan die Here toets in sy woord, want hy sê in Maleagi 3 vers 10, waar hy sê, bring al die tiendes na die stoorkamer, sodat daar genoeg kos in my tempel kan wees, dan hierdie skrif hierna, toets my hierin, of ek nie vir julle die vensters van die hemel sal oopmaak nie. Ek sal voorspoed op julle laat reën, wat meer as genoeg vir julle sal wees. Die Here, die Almagtige sê, ek sal sorg dat insekte julle oes nie verwoes nie,
en julle wingerde op die landerye nie misluk nie. Met hierdie skrif weet ek is gewaarborg dat die Here my finansies en my oes en alles wat ek kan inbring, gaan beskermd wees, want hy sê so in sy woord, want ek weet, hy is vandag, môre en altyd dieselfde. En weet julle wat so amazing is van hierdie 10de waarvan ons praat vandag? Ons kan gee vir die Here, omdat alles behoort aan hom. En as dit nie vir die Here was, wat vir ons gesorg het nie, dit is 'n dankbare hart wat ons het vandag teenoor die Here, want hy sorg vir ons, en omdat hy dit vir ons gee, kan ons vir hom teruggee om te sê, dankie Here, vir hierdie inkomste, vir hierdie seëninge, vir hierdie blessings wat u vir ons gee, kan ons vir u teruggee, om te wys dat ons het 'n dankbare hart aan u, want dit alles behoort aan hom. Volgende week wil ons 'n bietjie gesels oor, wat is jou doel hier op aarde? Weet jy hoekom is jy hier? Volgende week gaan ons vir jou die antwoord kan gee. Ons WhatsApp nommer is 0711662178. Hallo? 0711662178. Vir getuienisse, gaan na ons webtuiste. Na www.digetuienis.co.za. Nie uitmis op ons volgende deel nie.